Een van die heel mooiste verhale in die Bybel is 'n storie wat Jesus vertel het. Nou, Jesus het nie sommer net stories vertel nie, hy het 'n boodskap oorgedra. En daarom kan ons uit die verhaal van die verlore seun of die verlore seuns eintlik so baie dinge leer. Ek wil vir jou hartlik uitnooi om vir ons te kontak hierso 079-195-1586 is die nommer en jy kan vir ons 'n WhatsApp stuur. Ons sal graag ook jou gebedsversoeke ontvang, getuienisse, hoor wat die Here doen. Enige navraag wat jy het, kontak ons gerus by hierdie telefoonnommer. As daar mense is vir wie jy hierdie boodskap wil stuur, kan jy gerus gaan kyk net op YouTube, waar al hierdie boodskappe beskikbaar is. Jy sal sien op YouTube is daar 'n Dirkie van der Spy bediening, en al hierdie boodskappe van Keerpunt is ook daar beskikbaar. Volg ons ook op sosiale media, op Instagram en Facebook en X. Ons het regtig 'n verwagting dat die Here ook elke dag 'n boodskap vir mense wêreldwyd sal gee. Nou, ek het sê ons wil bietjie by die geleentheid praat spesifiek oor wat Jesus bedoel het met hierdie besondere verhaal. Want eintlik, as jy nou wil weet, Jesus is besig om te verduidelik, dis hoe Christendom lyk. Dis hoe dit is om 'n Christen hier op aarde te wees. Kom ek verduidelik vir jou. Dit gaan vooraf deur twee verhale wat hy ook vertel van 'n vrou wat haar penning verloor. Nou, ons weet nie, dis blykbaar 'n dragma wat 'n baie groot klomp geld, 'n hele dag se salaris. Dit was 'n besondere skade wat sy oorgekom het. Dit kan ook wees dat dit een van daardie muntstukke is wat in 'n vrou se verlovingskroon was, wat nou weggeraak het. Nou, Jesus vertel hoe dat hierdie vrou sal ons nou nie stop. Sy sal die hele huis uitvee en soek totdat sy hierdie verlore muntstuk gekry het. En dan sal sy almal nooi en dan sal sy vir hulle vertel en hulle gaan saam met haar bly wees. En dan gebruik Jesus dit om te sê, weet jy, as iemand hier op aarde wat verlore was, gevind word, is daar groot vreugde in die hemel. Tweede verhaal wat hy vertel is van 'n skaap wat afdwaal. En dan hoe die boer natuurlik nou die skaap agterlos, al 99, en hy stap agter daai een skaap aan tot hy hom kry. En dan sy terugkom en dan nooi hy almal en hy vertel vir hulle van hierdie verlore skaap wat gevind is. En hulle vier fees en ons almal saam bly en hy sê, dit is hoe dit is as 'n verlore mens by die Here terugkom en by die Here uitkom, is daar vreugde voor God en die engele. Nou, wat bedoel dit? Dit beteken dalk, wie is almal voor die engele en voor God? Dis dalk nie mense wat ons vooruit gegaan het. Dis dalk die mense wat reeds gesterf het, wat by God is. En nou is daar vreugde in die hemel oor hierdie persoon, wat nou by die Here uitgekom het. So die hele gedagte van redding is eintlik om vir mense bewus te maak daarvan, dis vreugde, dis wat God soek, dis wat in sy hart die belangrikste is, dis wat hy vir ons gun hier op aarde. Want as ons nou mooi gaan kyk na hierdie verhaal, dan gaan jy agterkom, Jesus verduidelik eintlik, hoe is dit om 'n Christen op aarde te wees? Dat hy wil hê jy moet gelukkig wees. Dat hy wil hê jy moet die lewe geniet. Dat hy wil hê daar moet voorspoed wees en seëninge wees. Maar hoe dat die sonde ons wil wegtrek, en hoe die sonde ons in die verland en die varkhok wil laat beland. Maar kom ek lees vir ons hierdie besondere verhaal uit Lukas 15 vanaf vers 11. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Sy pa het dit gedoen. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel, en nie lank daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaak, en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe, en nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom. En ook hy het begin gebrek ly.
Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het dit vir hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan. En ek sal vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, en ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan, en toe hy nog ver aangekom het, het sy pa hom al gesien, en hom inner jammer gekry, en hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf en slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy het lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Nou, die res van hierdie storie gaan natuurlik anders. Die verhaal vertel van die oudste seun, wat nie baie gelukkig was, oor dat sy pa nou hierdie kalf slag en hierdie wonderlike fees en sy kind so goed behandel, terwyl hy sê, hierdie kind het sy goed met prostituie en met sondaars en dronkaars deurgebring, en kyk nou, hoe behandel pa hom. So hy was ook nie by sy pa nie, en eintlik ook verlore, en nie geweet wat in sy pa se hart aangaan nie. Nou, kom ons kyk net 'n oomblik, wat wil Jesus hierdeur vir ons sê? Hy wil vir ons sê, in sy huis, as ons 'n kind van die Vader is, as ons hier 'n Christen is op aarde, dan wil hy vir ons verseker, dan lewe ons in sy liefde. Dan is hy soos 'n pa wat vir sy kinders lief het, weet wat hulle nodig het, vir hulle gee wat hulle nodig het, vir hulle vrede gee, vir hulle blydskap gee, vir hulle versorg. Hy is 'n pa wat elke dag met sy kinders praat. Hy's by hulle, hy ken hulle, hy praat met hulle. Hy gee vir hulle opdragte, hy sê vir hulle, my kind, vandag wil ek hê, jy moet dit doen, hier kom die seun, pa, ek is u kind, wat wil jy hê moet ek vandag doen, hier is ek meld aan, ek het nou opgestaan, dan gee die pa vir hom opdragte. Dis hoe die oosterse gesinne gewerk het. Die pa was die leier in die daar in die huis gewees, en die pa was as leier, was hy ook die ene wat dan vir die kinders gesorg het, en vir hulle geken het, en vir hulle opdragte gegee het. So, om 'n Christen te wees en 'n kind van die Hemelse Vader, beteken jy leef in 'n verhouding met die Vader. Jy praat met hom, jy luister na hom. Jy is in sy teenwoordigheid. Jy's bewus van hom en van sy liefde, van sy versorging. Ja, dis nie dat jy nie kos het nie, hy sorg vir jou. Dis nie dat jy nie klere het nie en dat jy sukkel om aan te trek, hy sorg vir jou. Dis hoe hierdie pa is, dis hoe Christendom werk. En om die waarheid te sê, hy het 'n klomp slawe, diensknegte, wat daar is om jou behoeftes te vervul en vir jou te sorg. Hy die engele rondom jou hier op aarde, sal hy vir jou sorg en vir jou beskerm en vir jou lei en vir jou bewaar. Hy sal vir jou gee, soos vir Elia sal hy die kraaie stuur om vir jou te voed. Hy is die een wat 'n pa is vir sy kinders. Dis Christendom, 'n verhouding, liefde, intimiteit, God se teenwoordigheid, ken mekaar, leef saam met mekaar, elke dag in mekaar se teenwoordigheid. Nie soos hierdie oudste seun, hy het sy pa nie geken nie. Hy sê, maar pa, hoe kan jy hierdie kind nou terug ontvang? Vir my het jy nooit eers 'n bokkie geslag of iets gegee nie. Hy het nooit met my gepraat nie, my kind. Jy was afsydig. Ek sou alles vir jou wou gee. Ek wil vir jou 'n pa wees, maar jy is daar op jou eie. Jy's in my huis, maar jy's eintlik nie by my nie.
Ek is in die kerk. En ek is tussen ander Christene. Maar ek het nie 'n verhouding met Jesus nie. Ek het nie 'n verhouding met God nie. Hy is nie vir my 'n werklikheid. Ek ervaar nie sy teenwoordigheid nie. Ek ervaar nie sy liefdevolle sorg en beskerming nie. En weet jy, as jy in hierdie Vader se huis is, ja, hy praat met jou en hy gee vir jou opdragte. En hy gee vir jou skoene. Die skoene is die simbool van opdragte. Jy moet gaan, jy moet soontoe gaan, jy moet dit gaan doen. Gaan haal dit, gaan maak dit, gaan doen dit. Dis die teken dat jy in sy diens is. Om 'n kind van die Vader te wees en in sy huis te lewe, beteken jy het opdragte en jy gaan hom dien, jy gaan vir hom werk. Daar's nie iets van, om 'n kind van hierdie Vader te wees, lê jy langs die swembad en jy skree net vir 'n drankie en vir 'n burger of vir wat ook al, jy wil net eet en drink, jy word bedien. Nee, jy het skoene aan, want jy gaan werk. Here het vir jou opdrag, jy sy dienskneg. En om die waarheid te sê, as jy nou mooi gaan kyk, gee hy vir jou 'n ring. Die kind in hierdie huis het 'n ring, wat beteken, ek is seker, ek behoort aan my pa. Hy het vir my sy ring gegee. Ek is deel van hierdie huishouding. Ek is sy kind. Ek het geloofsekerheid. Ek het 100% vrede in my hart. Dat ek aan die Vader behoort. Ek het hierdie sekerheid. Ek is nie soos hierdie ander seun wat eenkant is, wat swyg. Hy praat nie met sy pa nie. Hy het nie 'n verhouding met sy pa nie. Nee, ek is in 'n intieme verhouding met my Vader. Maar wat het hier gebeur? Hierdie seun was in sy pa se huis en het al die voorregte gehad, maar in sy hart was hy nie by sy pa nie. In sy hart wil hy wegkom van sy pa. En daarom is die dinge van die wêreld is vir hom belangriker. Daardie stad se liggies lok hom. Daardie mooi meisies. Daardie goed wat hy sien hierso op sy selfoon, dit wil hy gaan ervaar. Hy wil in die verland sy eie ding gaan doen. Hy wil nie dat sy pa vir hom voorskryf of mense met hom raas of mense vir hom iets wil sê nie. Hy wil sy eie baas wees. En hy wil maak soos wat hy wil. En dan is dit dat hy vir sy pa sê, nee, het begin in sy gedagtes. Dis die beginpunt. Mens begin in jou gedagtes en jy is weg van die Vader. Jy's nie by hom nie. En dan wat doen hy hier? Weg van sy pa af, op sy eie, sê hy vir sy pa, nou gee vir my. Dan gaan hierdie gedagtes oor tot 'n daad. Dan sê hy gee en dan vra hy. Dan kry hy sy erfdeel. En dan wat doen hy daarna? Nee, dan gaan hy na die volgende tree toe. Nou gaan hy al verder weg van sy pa af. Nou vat hy hierdie goed wat aan sy pa behoort het, wat hy geërf het. Nou verkoop hy dit. Nou maak hy dit tot geld. Nou het hy 'n sak vol geld. Nou gaan hy lekker lewe. Nou gaan hy maak wat hy wil. Nou wil hy nie meer in hierdie huis wees nie. Nou wil hy sy eie ding gaan doen daar in die verland. En dan die volgende tree is natuurlik. Dan besluit hy gaan nou. Dan vat hy sy goed en hy stap weg uit die huis. Dis die hartseer daarvan. Nou gaan hy oor tot 'n daad. Moenie dink, hierdie afsydigheid van die hemelse Vader gaan daar bly nie. Jy gaan al verder en verder weg beweeg, totdat jy naderhand op jou eie is en maak soos wat jy wil, en jou eie God is, en op jou eie plek is, in 'n eie land, waarin jy nie meer enigsins omgee vir wat jy doen en hoe jy lewe nie. Nee, nou is dit drank en dwelms en meisies en allerhande verkeerde goede, partytjies en lag, die wêreldse plesier en almal maak 'n groot lawaai en jy geniet dit en jy is die belangrike persoon want jy haal die geld uit, jy betaal vir almal nog 'n ronde, jy help die ouens met die dwelms, jy is die ouens wat voorsien, almal se hero, almal se belangrike vriend. En dan gebeur daar iets wat ons van lees, dat hy kom tot stilstand. Daar kom skielik hongersnood. Nou is die geld nie meer daar nie. Nou is die geld op. Nou het hy nie meer om te eet nie. Nou is hierdie seun in die moeilikheid. En dan staan daar, hy tot besinning gekom. Weet jy hoe swaar is dit om tot besinning te kom? Iemand het eendag gesê, weet jy, as 'n mens so 60 word, dan trek jy nie meer jou file nie. So ek dink, wat bedoel jy nou daarmee? Hy sê, nee, weet jy, elke mens het so 'n lewensleer. En, maar as jy hier by 60 is, wil jy nie meer verander nie. Dan los jy jou leer, dan gee jy nie meer om nie, dan verander jy nie meer nie. Ja, toe jy jonk was, dan haal jy nog jou leer uit en sê, ja goed, ek sal hierdie ding verander, ek sal dit regmaak, ek sal so en so en so en so. Maar kom, ek sê, hierdie seun,
weet nie hoe oud hy was nie, het tot besinning gekom. Toe het hy sy leer uitgehaal en gesê, kyk hier, kyk waar is ek? Kyk hoe lyk my lewe? Waarvoor lewe ek? Wat beteken ek vir ander mense? Kyk nou net, dis nie meer lekker hier in die verland nie. Ek is nie meer gelukkig nie. Ek het nie meer vrede nie. Hy het tot besinning gekom. Kan ek jou vra, dink jy is toevallig dat jy nou hierdie boodskap hoor? Dit wat Jesus gesê het, dit is sy woorde, dit is sy gedagtes, dit is hoe hy voel ook oor jou. Het jy al tot besinning gekom, ergens gaan stilstaan, ergens gesê, wat is ek besig om te doen met my lewe? Wat is die doel van my lewe? Waarmee hou ek my besig? Hoe lyk my prioriteite? Wat is my wêreldbeskouing? Wat is my beskouing van God, van godsdienst? Het jy al ergens jou leer getrek? Wel, ek dink die Here het nou vir jou by 'n stilstandpunt gebring. En ek wil vir jou vra, wil jy nie ook soos hierdie seun bietjie na binne kyk, introspeksie hou en sê, Here, is my lewe soos U dit wil hê? Is my lewe reg? Is U tevrede met my lewe? Doen ek wat U wil hê ek moet doen? Is ek binne U wil? Doen ek die wil van my Vader? Of sê ek net Here, Here, soos Matteus 7:21 sê? En weet jy wat is die uiteinde hiervan? Hierdie seun besef, kyk waar sit ek? Ek sit in die varkhok. Ek het geestelik en van die liefde en die sorg van my pa niks nie. Ek ervaar nie hierdie hartlike liefde wat die Bybel van praat nie. Ek sit hier in 'n varkhok. Ek het my lewe opgemors. Dit stink. Ek is vuil. Ek het nie meer vriende nie. Net varke. Hulle praat nie eens terug nie. Hulle stork net verder in die modder voort. Ek het nie meer kos nie. Ek het geestelik verhonger. Ek is uitgemergel geestelik. Ek het nie net die varke se kos. Niemand wil eers vir my sorg nie. Niemand gee vir my nie. Kyk waar het ek beland. Tot besinning gekom. En weet jy, as hy dan skielik besef, hy het nie geld nie, hy het nie kos nie, hy het nie werk nie, hy het hierdie werk wat hy haat, en hy kry niks hiervoor nie. Hy besef, hy kan nie so aangaan nie. En dan besef hy, weet jy, my Vader is nog daar. En hy het vir my 'n beter lewe. Vroeger het die duiwel vir my gesê, om 'n Christen te word is sleg, jy gaan verloor. Dis nie goed nie, dis nie lekker nie, dis skade, dis elende. Nee, nou het jy by die duiwel se plek. Wat het jy nou het jy nou die paradys? Wat het jy nou? Jy sien, nou begin hy besef, maar weet jy, by my Vader is dit beter. En dan staan daar, en hy tot besinning gekom, en besluit om na sy pa toe terug te gaan. Nou, ek weet jy die storieetjie ken van die 3 paddas wat op die klip gesit het in die warm son. Toe sê 2 van hulle, ek gaan nou in die water spring. Ek kan dit nie meer hou op hierdie warm klip nie, ek verbrand. Toe spring 2 van hulle het besluit, hulle gaan nou in die water spring. So hoeveel sit nou op die klip? Nee, nog steeds 3. Want 2 het besluit, maar nie gespring nie. Jy sien, dit help nie, jy neem goeie besluite nie. Jy moet beweeg. Jy moet jou rug draai op hierdie varkhok. Jy moet omdraai, en jy moet teruggaan na jou Vader, en jy moet gaan met jou hele hart. Hierdie seun het gegaan met absolute oorgawe. Hy was nie skaam om te sê nie, pa, ek het gesondig. Ek draai nie doekies om nie, ek praat dit nie meer goed nie, ek het nie allerhande verskonings nie, dis nie anders se skuld dat ek hier is nie, dis nie daai vriende in die verland wat my verlei het nie, dis nie die drank nie, dis nie die dwelms nie, dis nie dit, is nie dat nie. Here, dis ek, het gesondig, teen God en teen pa. Het jy al by 'n plek gekom waar jy vir God gesê het, Here, ek het teen U gesondig? Het jy al 'n plek gekom waar jy vir mense om jou gesê het, ek het teen julle gesondig? En dan besluit hy gaan regmaak. En dit bly nie net by 'n besluit nie, hy
Hy staan op en hy draai sy rug op die varkhok en hy gaan na sy pa toe. En dit is interessant, iemand sê, hy het nie daar by sy pa aangekom met so 'n backup van 'n varkie onder die arm nie. Hy het gesê, ek is klaar met hierdie ou lewe. Ek draai my rug op hierdie varkhok. Dis wat sonde is. Ek wil niks meer daarmee te doen hê nie. En ek kom en ek gee my oor aan my pa. Pa, die seun is terug. Kan jy my asseblief nou herstel? Nee. Hy kom en hy sê, pa, ek is niks nie. Ek het gesondig teen God. Ek het gesondig teen pa. Ek is nie meer werd om u kind genoem te word nie. Ek is niks. Ek kan op niks aanspraak maak nie. Maar hier is ek gee my oor aan u. Maak my soos een van u bediendes. Ek is een van u slawe. Ek is een van u dagloners. Ek verdien niks. En wat doen die pa? Die pa wys vir ons hoe God se hart is. As iemand berou het oor sonde. As iemand sy rug draai op die wêreldse varkhokke. En hy kom terug na die Vader toe. Weet jy wat sien ons? Daar staan, toe hy nog ver aangekom het, toe sy pa hom raak gesien. Sy pa het elke oggend opgestaan en gebid, gewag, gevra, wanneer kom my seun terug? God se hart wag miskien al baie lank vir jou om terug te kom. Maar as jy nou begin besluit en jy begin omdraai, dan weet hy daarvan. En wat doen hy? Hy staan en wag vir jou met 'n sambok agter sy rug. Nee, hy hardloop jou tegemoet. Hy vou sy arms om jou. Hy soen jou op jou wange. Hy druk jou vas. Hy verwelkom jou terug. Hy vergewe jou sondes. Hy hou niks meer teen jou nie. Hy aanvaar jou as sy kind. Hy gee vir jou 'n nuwe ring vir jou vinger. Hy gee vir jou nuwe klere wat skoon is. Hy maak vir jou skoon en witter as sneeu. Hy herstel jou in sy huis, waar hy vir jou gaan sorg, waar jy in sy liefde gaan leef, waar jy vir hom weer gaan werk en in sy diens gaan wees, en die vreugde daarvan gaan ervaar, om in die Vader se liefdevolle sorg te wees. Weet jy wat staan aan Johannes 6 vers 37? Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom, nooit verwerp nie. As jy na Jesus toe kom, beloof hy, sal hy jou nie wegstoot nie, sal hy jou nie verwerp nie, hy sal jou met oop arms ontvang. Glo dit. Dis hy wat na jou roep in hierdie oomblik. Dis hy wat sê, kom nou. Wat keer jou? Wat hou jou terug? Weet jy wat hou mense terug? Hierdie naweek was ek daar in Appington en ons het weer dat klomp manne daar onder 'n kameeldoringboom gaan sit. En die manne het hulle hart uitgepraat en vir die Here gesê wat hulle pla en wat nie reg is nie. En toe het hulle hardop gebid voor die ander. Hulle met God reg gemaak. Maar ek het gesien, hier is een wat nie kan bid nie. Wat worstel met God. Maar ek dank die Here dat op die ou end aan die einde, laaste, het hy met trane gesê, Here, ek roep na u. Ek draai om, ek kom na u toe. En hoe die Vader hom met oop arms ontvang het. Dis die God wat ons aanbid. Dis die God wat na jou roep. Dis hy wat staan en wag met oop arms vir jou. Wil jy nie kom nie? Of hou die sonde nog vir jou vas? O, is sonde nog vir jou te belangrik? Weet jy wat is die ander rede? Die ander rede hoekom mense nog huiwer om te kom, is omdat hulle uitstel. Nee, ek sal nog, Here. Ja, Here, ek weet dit is sonde, ek weet dit is verkeerd, ek sal los, ek sal breek, ek sal omdraai, ek sal na u toe kom, ek sal my volkome aan u oorgee. Maar net nie nou nie. Moenie uitstel nie. Nou, as die Here sy stem verhef, 2 Korintiërs 6 vers 2, moenie jou hart verhard nie, moenie uitstel nie, sê Jakobus, want jy weet nie of jy weer 'n môre gaan hê nie. Jy weet nie of jy weer 'n kans gaan hê nie. Jy weet nie of jy hier in die varkhok gaan siek raak en sterwe nie. Nooit weer 'n kans kry om op te staan en te breek met die sonde nie. Wil jy nie nou nie? As jy nou wil, jy weet waarvoor die Vader jou roep.
Jy weet hoe dit is om Christen te wees, om in hierdie noue verhouding met die lewende God elke dag deur sy Gees in jou binneste te lewe, in gehoorsaamheid aan jou Vader, en besig met sy opdragte uit te voer. As jy nou na hom toe wil kom, hy wag vir jou. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek weet dis u verhaal, ek weet dis u hart, ek weet dis u wat na my roep, Here, en ek wil vir u sê, ek wil nie uitstel nie, en ek wil nie nog aan sonde vashou nie, ek kom na u toe, want u het vir my sonde aan die kruis gesterf, u het my straf op u geneem, u het op Golgotha die offer gebring, die lam van God geword, wat geoffer is vir my sondes, gesterf het in my plek, en daarom, Here Jesus, wag u met oop arms. U alleen kan vergewe. U alleen wil vergewe. Ek kom na u. Ek maak my hart oop. Kom in Here Jesus. Kom maak my skoon. Kom maak my nuut. Kom maak my heel. Kom maak my vol. Dankie dat u sê, hier is vir jou 'n ring. Jy's nou myne. Hier is 'n nuwe kleed. Die verlede is verby. Ek het jou vergewe. Kom nou, trek nou die skoene aan vir die bereidheid van die evangelie. Dankie Jesus, dat u my gehoor het en terug ontvang het.